Palm na Pinkster, Here, dink ons wat U aan die kruis vir ons gedoen het, U bloed. Here, en hoe U opgestaan het, Here, uit die dood uit, en hoe U vir ons 'n nuwe lewe gekoop het. En Here, hoe U kom en hoe U sê, ek wil vir jou lewe en lewe in oorvloed gee. Maar dan moet jy my kies. Dan moet jy na my draai en jy moet 'n pad met my stap. En jy moet my eerste plaas in alles in jou lewe en jy moet my aanbid. Jy moet voor my kan neerbuig en jy moet my kan erken as God, die Here, die Almagtige. Here, en ons erken U vanoggend. Ons erken U. U is die Almagtige. U is die groot, liefdevolle Vader wat U Seun gestuur het om vir ons alles te gee wat ons nodig het om in 'n diep, lewendige verhouding met U te wees. En Here, vanoggend bid ek vir ons elkeen, Here. Ek bid dat U ons elkeen sal ontmoet presies waar ons is. Here, daar waar ons vashak, Here, daar waar ons groei, daar waar ons U nodig het vanoggend, daar waar ons sit in dankbaarheid vanoggend. Here, kom ontmoet ons elkeen vanoggend, kom praat met ons. Heilige Gees, ons nooi U net uit om by ons te kom stil staan vanoggend. Kom maak ons oë oop, kom maak ons ore oop, kom maak ons harte wat so hard geraak het. Kom maak dit sag, kom deurdring dit met U woord en U waarheid vanoggend. En kom sit U woorde in my mond vanoggend. Ek bid dit in die kragtige, magtige naam van Jesus Christus, ons redder en ons verlosser vanoggend. Amen. Dankie, Bent. So nou ons is op hierdie amazing journey van Palm na Pinkster. En ons het regtig gesien hoe Jesus met 'n donkie ingekom het in die stad van Jerusalem en hoe die volk net al hierdie palmtakke voor hom neergelê het en hulle het geskree Hosanna. En van daar af is hy gekruisig en toe het hy uit die dood uit opgestaan. En nou is ons besig om na hierdie, jammer julle, ek kan nie met my skoene, nie hoekom nie. En nou is ons op hierdie journey waar Jesus het aan mense aanhou verskyn 40 dae voordat hy opgevaar het hemel toe. En dis voor die uitstorting van die Heilige Gees Pinkster. En Jesus het regtig 'n besonderse ontmoeting met elkeen gehad. En as jy nou die afgelope 2 weke gemis het van hierdie ontmoetings, wil ek jou regtig encourage, gaan kyk op YouTube, gaan kyk op Soteria, Rian het met ons daaroor gepraat. En ons het eers gaan kyk na Maria en hoe Jesus haar ontmoet het by die graf. En hoe sy daar gestaan het en sy het hom gesien, maar sy het hom nie erken in daai oomblik nie. En sy het letterlik hierdie vraag in haar hart gehad, waar is U, Here? Waar is U? En weet julle wat, ons het hierso gesien hoe Jesus jou ontmoet in jou gebrokenheid, presies waar jy is. En hoe hy jou ontmoet in jou gebrokenheid. En dis presies waar hy ons ook ontmoet. Hy ontmoet ons in ons gebrokenheid. En is dit nie waar ons baie keer in ons lewe is nie? Waar ons baie keer vra, Here, waar is U? Want dit was haar vraag. En verlede week het Rian met ons gepraat oor die Emmausgangers en hulle het hierdie pad gestap van Jerusalem na Emmaus, amper 10 kilometer. En hulle was diep teleurgesteld en baie ontsteld oor wat gebeur het, want hulle het die kruis beleef en nou het mense gekom en gesê, Jesus uit die dood uit opgestaan. Hulle het dit nie geglo nie, hulle was in ongeloof. En ergens in hierdie journey het Jesus saam met hulle gaan begin stap. En hulle het hom nie herken, hulle het hom gesien, maar hulle teleurstelling het hulle blind gemaak, hulle kon hom nie sien nie. En ons het gelees hoe terwyl hulle met hom gestap het en hy stil geraak het en by hulle oorgebly het, hoe hy hulle oë oopgemaak het. Want hulle vraag was, Here, hoekom, waarom, hoekom het hierdie gebeur? En so ons het regtig gaan stil staan by hoe die Here jou ontmoet
by jou gebrokenheid en hy ontmoet jou by jou teleurstelling. En dit is waaroor Rian met ons gepraat het. En toe Rian hierdie reeks begin het, toe dink ek by myself, toe praat hy oor die fisiese impak wat gebrokenheid en teleurstelling partykeer op ons lywe het. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Daar's 'n fisiese iets wat met jou gebeur. En ek sê vir hom die afgelope rukkie dink ek terug. Ek dink toe ek 21 jaar oud was en my pa was dood in 'n vratsongeluk. Toe onthou ek, maar ek kan niks van daai begrafnis onthou nie. Ek kan niks onthou nie. Ek kan nie onthou die begrafnis was nie. Ek kan nie die dae daarna onthou nie. En ek het net weer besef vir jou sintuie letterlik afsny as jy deur hierdie tydperk van trauma gaan. En hoekom ek daaraan gedink het, is ek het ingedink hoe die mense wat Jesus, hierdie groepie mense wat Jesus gevolg het, hoe hulle moes gevoel het na die kruis. Sy disippels, sy ma Maria, die vroue, en hulle was in skok, hulle was in trauma, en intussen tyd het Jesus opgestaan, maar nou was daar al hierdie verwarring, en hierdie ongeloof wat hulle harte beklem het. En vandag wil ek hê ons moet stil staan by Petrus. Want Petrus het 'n bietjie van 'n anderste storie, want Petrus het na sy kruis het 'n ander ontmoeting met Jesus gehad. En nie almal se storie is 'n storie van verwarring soos Maria en die Emmausgangers nie. Party mense se storie is 'n storie van skuld en skaamte. En hier praat ek van groot dinge wat ons dra in ons lewe. Mislukkings, wat partykeer baie groot en baie swaar voel. En ons wens, ons kan tyd terugdraai. Ons wens, ons kan dinge anders doen. En ons haak vas by hierdie groot mislukkings in ons lewe. En baie keer definieer daai mislukkings ons identiteit. Dit vorm deel van wie ons is. En dit is presies waar Petrus was. En Maria het gesê, waar is u, Here? Haar storie was in haar gebrokenheid. Here, waar is u? Ons vra baie keer daai vraag. Die Emmausgangers het gesê, hoekom? Ek verstaan nie. Here, hoekom het hierdie dinge gebeur? Ons vra dit net so baie. Maar Petrus sinne klink 'n bietjie anders, want hy het gaan wegkruip. En hy het gesê, Here, het ek nog waarde? En dalk is jy daar vanoggend. En dalk voel jy vanoggend, Here, het ek nog waarde? Kan u my nog gebruik? Ek het so droog gemaak. Is daar nog 'n herstel? En dis waar Petrus is. En waar kry ons Petrus? Ons kry hom nie op by die graf nie. Ons kry hom nie op die pad nie. Waar kry ons hom? Ons kry hom by die see, waar alles oorspronklik begin het. So ek wil vanoggend vir jou sê, mislukking trek jou terug na jou ou lewe. Jou ou gewoontes. Jou ou sondes. Jy gaan maar terug na dit wat bekend is, want jy het misluk. Nou Johannes 21, en ek wil regtig encourage, gaan lees Johannes 21 na vandag. Gaan lees die interaksie van Petrus en Jesus in Johannes 21. Want Johannes 21 is spesifiek vir Petrus. Dis geskryf om hom te ontmoet in sy mislukking, maar die Here het 'n plan met sy lewe. En Johannes 21 begin met hierdie woorde, na al hierdie dinge. Dis wat dit begin. Want weet julle, vanaf die tyd wat Petrus geroep is, tot op hierdie punt, waar hy nou staan daar by die see en visvang, terugkeer na sy ou lewe, het baie dinge gebeur. En hy sê vir hulle, hy sê, ek gaan maar weer visvang. Dis wat sê die woord, sê, ek gaan visvang. Nou,
julle moet nou weet dat daai woorde wat hy daar sê, hy het vasgehaak by net een plek in sy lewe, mislukking. Dis al wat hy onthou. Deur alles, na die kruis, die opstanding, al wat in Petrus se gedagtes vashaak is, ek het misluk. Ek weet nie of jy al daai conversation met jouself gehad het nie. Petrus het letterlik, ek is oortuig daarvan, hy het heeltyd in sy kop gesê, ek het vir die Here gesê, ek sal hom nie verlaat nie, ek sal hom nie verloon nie. Here, almal sal U verlaat, maar ek sal saam met U dood gaan. Hy het dit vir Jesus gesê, hy het dit beloof. En wat het gebeur? Hy het 3 keer die Here verloon. En dis waar Petrus vasgestaan het. En ek kan nogal hoor, as hy sê, ek gaan vis vang. Ek kan sy moedeloosheid hoor. Kan julle daai moedeloosheid hoor? Hy het net besluit, ek gaan vis vang. En kan julle hoor hoe diskwalifiseer hy homself? Want ons moet weet, hierdie is na die opstanding. Jesus gaan weer Petrus gaan weer vis vang, want hy diskwalifiseer homself. Hy het nie waarde nie. En so gaan vang hy weer vis, maar julle moet weet, as hy sê hy gaan vis vang, rewind hy 3 jaar van sy lewe wat hy saam met Jesus gestap het. Ons praat van Petrus wat siek is gesond gesien het. Hy het lammes weer sien loop. Hy het gesien hoe Jesus kos vermeerder en duisende mense kos gee. Hy het gesien hoe mense uit die dood uit opgewek word. Hy self het op water geloop. Hy het Jesus verheerlik op die berg gesien, saam met Moses en Elia. Julle, hierdie is massive dinge. Dis hierdie amazing, ongelooflike reis wat hy saam met Jesus gehad het. En ja, toe staar die kruis. Maar toe staar ook die opstanding. En intussen het Jesus al 1 of 2 keer aan hulle verskyn. Maar wat doen Petrus? Hy sê na alles wat daar gebeur het, keer ek terug na wat ek ken. En waar Jesus hom oorspronklik gekry het. Sy ou lewe as 'n visserman. Hoekom? Hoekom keer hy na al hierdie dinge, selfs na Jesus se opstanding, terug as 'n visserman? Hoekom? Ek sien nou vir julle, dis nie omdat hy lus was vir vis nie. Dit is nie die rede nie. Hy het nie geweet wat anders om te doen nie. Hy het homself afgeskryf. Hy het geweet, Jesus is nou uit die dood uit, hier gaan iets amazings gebeur. Hy het dit geweet. Maar hy het geweet in sy hart wat hy geglo het, hy is nie ingesluit hierby nie. Want hy het Jesus disappoint, volgens hom. Hy is gediskwalifiseer. Hy het geen waarde nie. Sy toekoms, sy roeping, alles wat hy gedink het, hierdie exciting journey saam met die Here, daar gaan niks van word nie. Want hy het Jesus misluk. En waar gaan soek Jesus hom? Jesus gaan soek hom waar hy wegkruip. Jesus gaan soek ons altyd waar ons gaan wegkruip. En julle, dit is so belangrik om vanoggend te sien, dat jy gaan soek nie Jesus nie, as jy op daai plek is nie. Hy kom soek jou. Ja, dis mooi. Hy kom soek jou. Hy kom vind jou daar waar jy jouself afskryf en waar jy sê, ek het nie waarde nie, U kan my nie meer gebruik nie. Jesus kom kry hom net daar op die strand. Want jy sien, Petrus het die leuen geglo. Hy het geen waarde nie. Hy is 'n mislukking. Nou weer eens praat Jesus met hulle daar op die strand. Hy praat met hulle soos hulle vis vang. En hulle herken hom weer eens nie. Petrus herken hom nie. Hoekom nie? Want hy het nooit verwag die Here gaan hom kom soek na sy mislukking nie. Hy het die verkeerde prentjie van Jesus. Hy dink Jesus skryf mense af wat hom disappoint. Hy het nie gedink Jesus gaan hom weer kom soek in sy mislukking nie. Want hy het geglo hy is gediskwalifiseer. Maar jy sien, Jesus hou aan om na ons te roep.
al loop ons weg. Hy hou aan om na ons te roep. En die woord sê dit vir ons, as jy gaan kyk na Genesis 3 vers 9, een van die mooiste stukkies, maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gesê, waar is jy? Waar is jy? En wat is die waarheid hier? Selfs na die eerste sonde is God die een wat soek. Ons is die een wat wegkry. Ons is die ene wat nie na hom toe gaan nie. Ons kruip weg van hom af. En Jesus sê van homself, en hierdie is vir my net so mooi, Lukas 19 vers 10, ek het gekom om te soek en te red wat verlore is. Is dit nie amazing om te dink, dat dit is wat hy kom doen het nie? Hy kom soek ons. As ons voel, niemand kan my meer gebruik nie. Hy kom haal jou, hy kom kry jou, hy kom soek jou uit. Dit is hoekom hy gesterf het. En julle, daar's ongelooflike krag, en ek wil dit genade noem. Daar's ongelooflike krag, as jy vandag kan weet, dit maak nie saak hoe droog jy gemaak het nie. Kom terug na Jesus. Dit maak nie saak hoe ver jy die pad misgeloop het. Dit maak nie saak wat jy aangevang het nie. Jesus roep jou net om terug te draai na hom toe en om na hom toe te kom. Dis al wat hy sê. Moenie wegkruip nie. Wat doen ons? Ons kruip weg en ons maak ons eie planne. Dis hoe ons dit handle. Ek en Rian het ons kinders so groot gemaak. Ons het vir hulle gesê, ons gee nie om wat jy aangevang het. Maak nie saak of dit 2 uur of 3 uur in die oggend is nie. As iets verkeerd gegaan het, bel julle ons eerste. Maak nie saak wat dit is nie. Rian het so ver gegaan om te sê, hy beloof, hy sal nie kwaad raak nie. Hy gaan net kwaad raak as hulle dit weggesteek het. Maar as hulle eers na ons toe draai, moet dit nie op hulle eie fiks nie. Laat ons jou help. Laat ons jou raad gee. Hoekom is dit dat ons dit nie vertrou van ons liefdevolle Abba Vader nie? My kind, want kyk, kan ek jou nou ietsie vertel vanoggend? Dalk sit jy en sê, ek maak nie foute nie, ek het nie mislukkings nie. Ek het 'n surprise vir jou. Jy gaan ergens misluk, ergens gaan jy droog maak, ergens gaan jy die verkeerde ding doen. Maar jy gaan 2 opsies hê. Jy kan of dadelik default na die Here toe, of jy kan jou eie gemors probeer fix. En laat ek vir jou sê, ek sien baie mense, insluitend myself, wat al my eie gemors probeer fix het. Daar's nooit 'n goeie outcome met dit, en dit kos jou iets. Maar die Here se uitroep vanoggend is, ek roep jou. En weet julle wat's amazing? Sy woord sê, deur sy genade het hy die ability om daai gemors in iets beautifuls te verander. Romeine 8 vers 28. Alles werk ten goeie vir die wat hom liefhet. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Maar dan moet jy na hom toe draai. Jy moet, maar hy sal jou gaan soek, hy sal jou aanhou soek totdat jy jou oogies toemaak, ek kan jou dit beloof. Hy sal uitroep na jou toe, hy sal alles probeer, dat jy na hom toe draai. En, maar Petrus het dit nie geglo nie, hy het 'n leuen geglo. Hy het geglo, Jesus het hom afgeskryf en hy is waardeloos nou vir die koninkryk van God. Hy het dit net geglo, hy het net weggestap van sy roeping. Wat is daardie leuen? Wat noem ons daardie leuen? Condemnation. Condemnation. Dit is die mooi Engelse woord, dit is die oorspronklike Griekse woord wat hulle in Romeine 8 vers 1 gebruik. Condemnation. Wat beteken dit? Om iemand af te skryf as onbruikbaar. So dis wat Petrus geglo het, hy was condemned. En kan julle hoor, hierdie is tipies wat die vyand doen?
Dis afgeskryf. Dis pointless. Terwyl God se woord baie duidelik is. Romeine 8 vers 1. Therefore there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. No condemnation. En as julle nou wil weet wat is die verskil tussen condemnation, veroordeling, wat van die vyand afkom, versus conviction, oortuiging. Dit gaan oor na wat se stem jy luister. En ek wil vanoggend vir jou vra, as jy deur 'n mislukking gaan, of in 'n plek van mislukking is, of voel soos 'n mislukking, onder wat se juk is jy? Is jy tans onder die juk van condemnation? Dis 'n swaar juk om te dra. Of is jy onder Jesus se juk wat sag en lig is, conviction? Want condemnation sê jy is 'n mislukking. Jy's afgeskryf, jy het geen waarde nie. Julle, dis 'n leuen. Dit bring skaamte, dit bring afstand, dit isoleer jou. Alles deel van die vyand se plan. Hy isoleer jou, want dan kan hy jou verslind. Hy kan jou opeet stukkie vir stukkie, totdat daar niks van jou oor is nie. Maar dan kom conviction, die oortuiging van die Heilige Gees. Wat met jou praat en vir jou sê, dit wat jy doen is verkeerd, maar kom na my toe. Kom, dat ek jou help om hierdie ding reg te stel. En dit bring hoop, dit bring herstel, dit bring lewe en dit kom van God af. In Johannes 16 vers 8 praat daarvan. Dit praat van die Heilige Gees se werk. Die Heilige Gees kom om die wêreld te oortuig van sonde. Hoekom moet hy jou oortuig? Sodat jy kan draai na jou redder toe. Want jy het hom nodig. So interessant, in bouwerk, construction, beteken condemned 'n baie spesifieke woord, en dis waar condemnation vandaan kom. Dit beteken 'n gebou wat ongeskik verklaar is vir gebruik. Dit moet gesloop word, dit moet verlaat word. Maar Jesus sê, ek gaan jou gebou gebruik om in te woon. Jou gebou. Ek gaan jou herstel, en ek gaan jou opbou in jou mislukking, en my naam sal deur jou verheerlik word. Dis wat hy doen met ons mislukkings, as ons hom toelaat. Condemnation sê jy's klaar. Jesus sê, ek is nie klaar met jou nie. Hy's nooit klaar met jou nie. En as jy hoor, hy's klaar met jou, dan wil ek vir jou sê, jy luister na die vyand se stem. Jy's onder condemnation, onder die juk. So, Jesus kom en hy herstel jou waar jy is. En ek dink nou terug aan Petrus, ek dink Jesus was soos die beste sielkundige, beste counselor, beste kopdokter nog ooit. Want wat maak hy op daai see, by die strand, vir Petrus hulle? 'n vuur. Hoekom? Want dit is waar Petrus hom die laaste keer verloon het. Hy vat hom terug na daai oomblik. Nie om hom te verneder nie, maar om heling te bring vir dit wat gebeur het. Om hom vry te maak. En hierdie is die kern. Jesus vermy nie ons pynlike plekke nie. Ons moet dit uitsorteer. Daai bagasie, ons moet daarmee werk. Ons noem dit mislukking. Dit wat in jou lewe gebeur het, noem jy mislukking. Jesus sê, dis vorming. Ek vorm jou, ek's besig met iets. En dan kom ek by my laaste punt. Hy wek jou roeping uit deur jou mislukking. Jou roeping kom deur jou mislukking. En hier sit vir my 'n beautiful interaksie van Petrus en Jesus. Baie interessant, die woord liefde wat daar in Johannes 21 gebruik word, die Griekse woord, is 2 tipes liefde. Die eerste liefde is 'n agape liefde. 'n liefde, onvoorwaardelike, goddelike, ek sal my lewe vir jou gee, ongeag my gevoelens of waar ek is, ek lê my lewe neer.
Dis daai liefde wat Jesus aan die kruis vir ons bewys het. En dan kry ons 'n tweede liefde wat hier gebruik word, en dit is daai filio liefde, vriendskaplike liefde, broederlike liefde. En Jesus en Petrus gesels, en Jesus vra vir Petrus, het jy, agape jy my, het jy my met agape liefde lief? En Petrus is so, Here, ek filio u. Ek filio u. En Jesus vra weer vir hom, Petrus, het jy my met agape liefde lief? Petrus antwoord, baie nederig, is nie meer dieselfde Petrus. Here, ek het u met 'n filio liefde lief. En Jesus vra vir 'n derde keer. Maar baie interessant, hy verander die term van agape na filio. Hy bring dit af na Petrus se vlak toe. En hy sê vir Petrus, filio jy my? En Petrus raak hartseer en hy sê, Here, u weet alles, ek filio u. Nou wat het hier gebeur? Wat is die betekenis? Ek dink Petrus was vir die eerste keer eerlik met homself. In Matteus 26 het hy gesê, ek sal my lewe neerlê. Ek sal saam met die dood gaan. En hy het miserably gefail daarin. Hy kon nie eers sê hy ken vir Jesus nie. En Jesus kom, en hy kom herstel hom, en hy vra vir hom 3 keer hierdie vraag. Hoekom 3 keer? Want hy het hom 3 keer verloon. Hy moes vir Petrus kom wys, dis okay. Ons gaan iets baie goeds hier uitmaak. Ek het 'n plan. So met elke antwoord bevestig die Here Petrus se roeping ook. Hy sê vir hom, Petrus, laat my lammers wei. Petrus, pas my skape op. Petrus, laat my skape wei. Hy is besig om vir hom te vertel wat sy roeping gaan wees. En hy is besig om hom op te bou in sy roeping. So ek wil vanoggend vir jou sê, jou mislukking kanselleer nie jou roeping nie. En ek wil hê jy moet dit weet vanoggend, en jy moet in alignment kom met wat God se woord sê. Alles werk ten goeie vir die wat hom liefhet. Jou mislukking kanselleer nie jou roeping nie. Jy het werk om te doen. En wat het hierna gebeur? Petrus, 10 dae later, met die uitstorting van die Heilige Gees, kom 3000 mense tot bekering as gevolg van die boodskap wat hy gebring het. Deur die krag van Jesus in sy lewe. Maar hierdie keer het hy dit nie uit sy eie krag uitgedoen nie. En hy het nie groot bravade gehad nie. Hy het net hierdie liefde vir Jesus gehad. Hy het sommer herken, hy het nie agape liefde nie. Maar hy is lief vir Jesus. En hy sal gebruik wat hy het. En Jesus het hom kom herstel. Jesus wil jou mislukking gebruik om jou te vorm. En my vraag vanoggend is, voel jy soos 'n mislukking? Is daar iets in jou lewe wat jy in misluk het, wat jy bly na terugkyk? En dis partykeer die grootste fout wat ons doen. Tot goeders 10 of 20 jaar terug gebeur en jy bly terugkyk soontoe. Jy bly terughak aan jou mislukking. En Jesus sê baie duidelik in sy woord. As jy gaan aanhou agter jou kyk, gaan jy nie kan vorentoe gaan nie. Hy roep jou vorentoe. Maar Jesus wil jou mislukking gebruik om jou te vorm. En vanoggend kan jy hom herken in jou mislukking. Moenie wees soos Petrus wat hom nie kon raak sien of hom sien as iemand wat hom wil herstel in sy roeping nie. So, jy kan opstaan uit mislukking, maar daar's 'n eerste stapie wat jy moet neem. En dit is, jy moet jouself vergewe. Jy kan nie herstel van jou mislukkings as jy jouself nie vergewe nie.
En as jy jouself vergewe, kyk jy ook nie weer terug nie. Jy kan dit nie weer rehearse nie, want dit bring condemnation. En dis 'n leuen, en jy gaan nooit in jou volle roeping kan loop, as jy aanhou vashang in jou mislukking nie. En ek wil gou 'n testimonie lewe van iemand. Ons het met 'n dame gewerk en tydens die sessie kon sy net nie deurbreek nie. En sy het so 3 jaar terug haar hart en haar lewe vir Jesus gegee en sy's lief vir die Here en jy kan sien sy stap 'n pad met hom. Maar sy sukkel en wat interessant is toe sy instap is sy het so twitch gehad met haar nek die hele tyd. En ek nou nie heeltemal geweet wat om met dit te doen nie, maar ons gaan deur die sessie en soos ons werk deur die sessie, sy vergewe baie mense en sy gaan deur baie goeie, sy is so oop daarvoor en ons gaan en jy kan regtig sien die Here is besig met haar. Maar eers in hierdie sessie kom ons agter my, daar's iets wat haak. Daar's net iets wat haak. En die span wat daartoe bedien tel toe op, sy vergewe nie haarself nie. Sy kan haarself nie van die hoek af haal nie. Sy sal almal anders vergewe. Maar sy vergewe nie haarself nie. Sy hou vas by daai mislukking. Sy hou aan om haarself te punish vir daai mislukking. En weet julle wat die Here wys vir haar prentjie, dat sy is opgesluit in 'n vault, in 'n kluis. En sy het haarself daarin toegesluit. Omdat sy haarself nie vergewe nie. En toe ons vir haar sê, sy gaan haarself moet vergewe, toe verander daai hele atmosfeer. Toe sê sy vir my, I'm not going there. En sy word hard en sy sluit haarself af. En ons begin met haar werk, want ons besef toe, daar's 'n demoniese stronghold op haar lewe, want sy wil haarself nie vergewe nie. Sy het geweier om in hierdie area haarself te vergewe. En nou wil sy ook nie vir ons sê waarvoor moet sy haarself vergewe nie. En ons begin met haar werk en weet julle wat gebeur toe? Sy erken sy het 'n aborsie gehad 20 jaar terug. Maar jy sien toe sy tot bekering kom, toe gebruik die vyand die enigste wapen wat hy het en is jy het moord gepleeg 20 jaar terug. En sy het besluit, Jesus het my vergewe, maar ek gaan myself nie vergewe vir dit nie. Dis unforgivable. Sy het somehow haarself dit geconvince. En ek moes met haar praat, toe sê ek vir haar, maar Jesus, as jy dit sê, as jy weier om jouself te vergewe, dan sê jy eintlik vir Jesus, Jesus, u bloed is nie genoeg nie. Dis u bloed plus iets anders. En dis 'n leuen. En uiteindelik kon sy haarself vergewe, maar ek wil vir julle sê, sy kon nie eers met haar tong sê, sy vergewe haarself nie. Dit was 'n groot stryd. Maar toe sy haarself vergewe, weet julle wat het in daai oomblik dadelik gebeur? Sy het op uit twitch. Net so skuif haar kop reg. En die vyand het geen meer hou vas op haar nie. En dit is die krag. Nou, dis die fisiese effek. Ek wil nie eens weet wat die emosionele en geestelike effek is nie, maar sy stap daar uit, reguit nek, vol lewe, vol vrede, vol joy, vry. Want Jesus het gekom om haar vry te maak. Maar as jy aan goedes vashak, sal daai stuk van jou lewe in 'n stronghold bly. So vanoggend wil ek jou uitnooi om net stil te raak daar waar jy sit vanoggend. En as jy op 'n plek is van mislukking, of daar was 'n mislukking, ek dink partykeer ek het al gesien hoe ons haak vas by 10 jaar terug se mislukking. En ons besef nie, Jesus wil ons daar ontmoet, en hy wil ons restore uit dit in ons roeping nie. Maar jy moet vanoggend begin om jouself te vergewe. Dis baie powerful om jouself te vergewe. So ek wil jy moet jou oë toemaak. En ek gaan vir Brigitte vra om ons te bedien met 'n sang vanoggend. Want Jesus maak ons vry. Jesus maak ons vry.
dit weer vir jou sê. Jesus maak jou vry en hy ontmoet jou presies waar jy is vanoggend. Moenie jouself diskwalifiseer nie. En al wat jy vanoggend kan doen is, daar waar jy sit, sê jy, Jesus, ek kies om myself hiervoor te vergewe. Ek kies om dit neer te lê. Ek sê vir U dankie dat U vir my gesterf het. Ek hoef nie hier aan vas te hou nie. En ek wil vry wees. Vergewe my dat ek aan dit vashou en maak my vry. En dis al wat jy vanoggend hoef te doen. Vergewe jouself, want dis die eerste stap. En gee vir hom daai onvergifnis wat jy teen jou hou. En sê vir hom, Jesus, dankie dat U my vry maak vanoggend. So ek gaan vir ons net so 5 minute gee, om net stil te raak en onsself te vergewe vanoggend. Sodat hy ons kan ontmoet waar ons is vanoggend. Jesus in the streets, Jesus in
ons staan net op en ons declare net wat Brigitte hier so sing vanoggend. Shadows burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Liewe gemeente, terwyl ons hierdie lied sing, weet ek hier is mense wat al vrygekom het deur net die naam van Jesus. En of die Here vanaand vanoggend jou naam noem soos wat hy vir Maria gesê het, ek ken jou naam, of hy loop saam met die Emmausgangers om jou te verduidelik, omdat jou oë moet oopgaan, en of jy dalk wegkruip vanoggend soos ou Petrus, dan roep hy na jou. Maar terwyl ons daar sit, sê ek vir Suzelle, ek wil nie afsluit nie, maar hier, dit dring my, dat ons hierdie chorus van hierdie liedjie, as jy saam met iemand hier is vanoggend, wil jy nie net jou hande, dat jy as gesin, man en vrou vanoggend kan saam afsluit. Dat jy Jesus oor daardie persoon kan verklaar, dat jy vryheid kan verklaar en lewe kan verklaar, terwyl jy in jou eie hart dalk erken, ek sukkel om te vergewe in hierdie area en daardie area. Want die regverdige se gebed het geweldig groot krag. As jy volgend hier staan en jy glo in 'n God wat ons aanbid en dien, dan wil ek hê dat jy saam met die persoon gekom, net jou hande, dat jy net bely en verklaar. As jy miskien nie saam met iemand gekom het en jy het gebed nodig, dat jy volgend hier vry moet uitstap, dat jy hier vorentoe sal kom terwyl hulle vir mekaar bid, dat daar gebed en dat daar 'n begeleide bediening vir jou sal wees hiervoor. Want mense, die ding gaan jou laat hak, hy gaan jou laat hak, hy gaan jou laat hak, hy gaan steel by jou, hy gaan jou mislik maak, en ek bid dit so, dat jy vanoggend gehoorsaam sal wees. As jy nog nooit gehad het dat iemand vir jou gebid nie, en jy voel dit, laat iemand net die hande op jou lê. Iemand net bid vir jou vanoggend, jy vrykom. As jy saam met iemand hier is vanoggend, draai net so na daardie persoon toe. As jy alleen is en jy voel jy het gebed nodig, terwyl hulle bid, kom vorentoe, kom sit hier, staan hier voor ons, gee vir jou geleentheid. Hier's mense wat nou regtig vrykom. As jy alleen is, asseblief kom uit. Dan bid ons saam met jou hierso. Sit sommer net, as jy saam met die familie is, sit net jou hand so op die skouer. Ek is hier saam met jou, ek bid saam met jou. Kom vry, kom vry, kom vry, in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Is dalk vreemd vir jou as besoeker, maar hier na mense, dat ons nie kerk sal speel nie, dat ons nie sal uitstap nie en sê, ek is nog steeds so gebind soos altyd nie, dat siektes nou wyk, dinge wat jou bind, jou nou losmaak, dat die Here saam met jou sit in die varkhok. Hier's mense wat moet erken, hy kom saam met my, kom sit hier saam met my in die varkhok, hy roep jou. Hier's van die mense wat
vanoggend inloer by die graf en sê, waar is Jesus? Sy het 2 keer ingeloer, moenie ophou soek nie, moenie ophou soek nie, moenie ophou loop saam met hom nie, soos die Emmausgangers, dat hy jou vry maak, losmaak, oopmaak vanoggend, jou hart verruim en jou gesond maak in jou wese, liggaam, siel en gees. Dat hier is mense wat deur baie mislukkings en baie probleme gaan, wat jou laat sweet in die nag, koue swete uitslaan. Sê vir die Here, Here, hier is waar ek sweet, hier is waar ek bedwelmd raak, hier is waarom ek drink, hier is waarom ek goeders gebruik wat ek nie moet gebruik nie, want Here, ek is so 'n mislike mens, Here. Maar ek draai vanoggend na U toe, Here, ek draai na U toe in Jesus naam, in Jesus naam. In Jesus naam, dankie Here, U verbind pa en seun, Here, U verbind ma en dogter, U verbind families weer vanoggend, Here. Ons spreek die naam van Jesus wat vry maak. Ons spreek wysheid vry oor jong mense wat weet in watter rigting hulle moet gaan, wat hulle moet gaan swat en wat hulle moet gaan doen. Dat U sal stop en laat gaan, vir party laat stop en vir party laat gaan. Dat ouers vanoggend wysheid bekom, geesvervulde wysheid om met jou kinders te kan praat en te begelei en te kan onderskei. Yes, we speak the name of Jesus, we speak the name of Jesus. Here, in Jesus naam, ek het dit op so 'n hart, bid vir jou man, as jou man commute, nou steek op jou hande, terwyl almal jou man of jou vrou wat buite in 'n ander land of miskien 'n ander dorp moet gaan werk, nie net jou hand opsteek nie, ons bid vir hulle. Ons bid, Here, dat U, Here, daardie mense, Here, die gesinne sal bewaar in die naam van Jesus. Versterk met ruggraat en krag, Here. Ons bid, Here, maak vry, Here, maak vry, Here, in Jesus. Your name is power, your name is healing, your name